Vriende, goeienaand. Het is lekker om vanaand weer by julle te wees. Ek begin nou tuis word, julle moet nou pas op hoor dit. Ek begin nou na gisteraand se sop en vanoggend se pannekoek en agtergekom hier's familie en hier's oud studente wat ek begin herken, so ek begin nou is julle in vir 'n ding, Johan, is dit reg? Nee, dis heerlik om vanaand saam met julle te wees. In die Katolieke en Anglikaanse tradisie is daar so 'n praktyk waar die predikant of die priester die gemeente groet en dan sê hulle the Lord is with you en dan antwoord die gemeente en sê and also with you. So ontsettend 'n mooi moment vir my. 'n Diep erkenning dat God self teenwoordig is. In ons, deur ons en saam met ons ook vanaand hierso. Johan gaan nie voorstaan, want ons gaan 'n moment hê waar ons in aanbidding nog gaan ingaan, maar so vir 'n oomblik, Johan, as jy nog so 'n bietjie kan vashou daar terwyl jy staan, wil ek dan net, dalk is hier een of twee van julle wat nie gisteraand hier was nie, of sommer net, dis mos altyd goed om net so een tree weer terug te gee en te sê, waarmee is ons besig en waar is ons? So ons het begin gisteraand of mekaar te sê, ons gaan bietjie hierdie week omgaan met die tema, die Gees van God, ons laat dans op God se ritme. En ons het stilgestaan gisteraand by die studie van die Britse psigiater, Frank Lyk en die Switserse teoloog Emil Brunner, twee goeie vriende, wat agtergekom het dat mense wat passievol en vol energie en met geloof gaan leef, na 'n tyd terugkom en hulle geloof begin verloor, hulle passie vir God en vir die evangelie verloor, en hulle het gewonder, wat is dit? Wat is dit wat dit veroorsaak? En wat het hulle gedoen? Hulle het gesê, kom ons gaan kyk na Jesus se lewe. Jesus het 'n vol lewe gehad. Jesus het wonders gedoen. Jesus het saam met sy disippels geloop. Jesus het aktiewe lewe gehad. Ons het gisteraand spesifiek gekyk na die gedeelte in Markus 1. Hy was soms moeg en uitgeput en dan het hy homself gaan afsonder. So die twee vriende het gesê, kom ons kyk na Jesus se lewe. Kom ons kyk wat kan ons by hom leer? Wat was die geheim gewees? En uit dit wat hulle gekyk het en geleer het van Jesus se lewe, het hulle gesê, hulle het ontdek, Jesus het 'n baie bepaalde ritme gehad, wat hulle genoem het, the cycle of grace. En julle sal onthou, ons het gisteraand die prentjie gehad, wat ons so 'n bietjie daarmee gehelp het. Ons het gesien, dat Jesus se lewe 'n baie sterk, jy kan vir ons gou daai prentjie opsit, dat ons gou almal daar sê, daar was 'n baie sterk balans gewees in Jesus se lewe, tussen input en output. Tussen dit wat hy ontvang het, dit waarmee hy hom vol gemaak het, en dit wat hy gaan uitgiet het in die wêreld daar buite. En ons het gesien, die eerste woordjie waarna ons gisteraand spesifiek gekyk het, aan die input kan die twee woordjies, acceptance en sustenance, en spesifiek gisteraand stilgestaan by die gedagte rondom acceptance. Jesus het die aanvaarding diep in hom gehad van wie hy was. Hy het geluister na sy Vader se stem wat dit vir hom kon bevestig het en vir hom gesê het, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En met daai identiteit in hom en met sy roeping het hy in die wêreld gaan leef. En as die ander stemme gekom het, soos wat ons gisteraand gesien het, selfs in die woestyn toe hy vir 40 dae gaan stil word, dis wat hy gaan doen het, vir 40 dae gaan stil word en gaan bid het hierdie ander stemme ook gekom en ten spyte daarvan het hy elke keer teruggekom na wie hy is, sy diep identiteit en roeping. Die tweede deel vanuit dit het Blyk en Brunner gesê, is 'n tweede iets wat hulle gesien het in Jesus se lewe. Hy het 'n klomp goed gedoen wat hom gehelp het, wat hierdie werklikheid van sy identiteit en roeping vir hom help voed het, wat dit onderhou het, wat dit versorg het. Hy het sekere praktyke beoefen. Hy het by sy Vader gaan luister, gaan rus, gaan wees. Hy het 'n klein gemeenskapie om hom begin bou, 'n community waarbinne hy geleef het. Hy het as 'n Joodse kindjie groot geword wat die wet, die Torah goed geken het. So het hy bepaalde klomp praktyke gehad wat hy om hom versamel het, wat hom gehelp het, wat hierdie identiteit en roeping vir hom help voed het. En ek het vir julle gesê dat ons hierdie 4 aande so bietjie daarby gaan stil staan en gaan kyk, wat is hierdie praktyke wat ons vandag kan help
om te leef vanuit ons diepste identiteit. Elkeen van ons is gedoop. En toe ons as klein kindertjies gedoop is, het die Here vir ons kom sê, jy is my geliefde kind. Ek wil met jou op pad stap. En die stemme van die lewe kom en gaan, en vat ons soms weg hiervan af. Maar daar's praktyke wat ons wil help om telkens weer terug te kom na hierdie diep stem van God se Gees wat dit binne in ons vir ons wil kom sê en in ons lewens wil kom bevestig. So ek wil julle vanaand groet in die naam van hierdie God wat lewend teenwoordig is in ons en by ons vanaand. Daar's 'n baie mooi storie. Dalk het julle van julle dit al gehoor van die ou priester wat in 'n klein naby 'n klein village in 'n klooster gebly het. Die gemeenskap in die klein village was baie lief vir die ou priester. Hy het elke dag afgekom, dan het hy in die kerkie gaan sit vir 'n lang tyd, soms 'n uur of 2 ure. Dan het hy teruggegaan en dan het hy daar by die klooster gewerk. Hy het bedags uitgegaan, siekes gaan besoek. Hulle het 'n mooi groentetuin gehad, al groente bewerk het. Maar elke dag, so vir 'n uur of 2 het hy afgekom in die village in en dan het hy daar in die klooster gaan sit. Na tyd weer opgestaan en sy dagse take gedoen. Maar die mense was baie lief vir hom. Hy het 'n sagtheid gehad, hy het iets uitgestraal. Sy hele menswees het mense eintlik so nader genooi. Die kindertjies was mal oor hom gewees. En daar was 'n klomp jong mense wat dikwels gepraat het oor die oom. En dan het altyd mekaar gesê, hulle wonder wat gaan maak onder in die kerkie. Hy het nie 'n Bybel by hom nie. Hy het nie 'n liedboek by hom nie. Hy het nie 'n joernaal, mens kan nie sien nie, hy gaan nie daar in. Hy werk ook nie daar in die kerkie. Na 'n uur of 2 kom hy weer terug en toe eendag het een van die jong manne daar in die dorp sy moed bymekaar geskraap en gedink, nee, hy gaan vir hierdie oom vra. Wat maak hy? En hy het by hom gekom en hom gestop. En toe sê hy vir hom, wat gaan maak oom elke dag daar onder in die kerk, so lank? En die ou priester het die jong man so gekyk, toe sê hy, jong, nie veel nie. Ek gaan sit daar en dan kyk ek na God. En die ouetjie het hom so gekyk en sê, en dan? Hy sê, dan kyk God na my. En dan kom ek huis toe. Ek het later in my lewe ontdek dat die gebeurtenis van die verhaal 'n gebedspraktyk is, wat een van ons ou kerkvaders, Johan het gisternaand verwys ook, Ignatius van Loyola, 'n tydgenoot van Luther en Calvin in die vroeë 1600s, hy het die gebedspraktyk vir mense gegee. En gesê, elke keer as jy stil word, voor jy met die Here praat, as jy jou Bybel gaan lees, net vir so lank soos wat mense Onse Vader sal bid. Jy kan nou gaan kyk hoeveel sekondes of 'n minuut vat dit, hoe lank vat dit om die Onse Vader te bid. Net vir so lank daai tydjie. Word net stil. Raak bewus van God wat by jou is. Raak bewus van wat van God raak jy bewus. Kyk na God. En dan laat jy toe dat God na jou kyk. En dan kan jy aangaan met jou versoeke of jou gedagtes of die teksgedeelte wat jy wil lees. En ek wil julle nooi dat ons vanaand die gebed saam gaan doen. Want ek dink hier lê diep waarde en betekenis in. Johan, as jy vir ons begelei, kom ons word eers vir 'n oomblik saam stil.
Nou wil ek jou graag nooi om sommer net bewus te wees van die God wat vanaand by jou teenwoordig is. Wat van God se eienskappe en van wie hy is, raak jy sommer net in hierdie oomblik van bewus? En verbeel jou vir 'n oomblik, God kyk na jou. Wat is as ware die uitdrukking in sy oë? Hierdie God van liefde en van genade, van vergifnis. Sien hoe God na jou kyk. En laat God toe om jou vanaand raak te sien. Amen. Ek wil julle nooi dat ons vanaand saam lees uit Johannes 14. As ons so 'n bietjie oor hierdie gebed in die besonder vanaand gaan nadink. Johannes 14 vers 15 tot 20 is onder andere deel waar Jesus vir sy disippels begin vertel dat hy gaan weggaan. Hy begin afskeid neem. Die gedeelte net voor dit is waar hy sy disippels se voete gewas het. Vers 15 staan daar: As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Is dit nie mooi nie? Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Ek weet nie van julle nie, maar gisteraand het ek die woord gebruik perikoresis, wat gaan oor die ineengevlegtheid van die Vader en die Seun en die Gees. Mens hoor dit hier, nee. Die Vader en die Seun en die Gees, en dat ons ingenooi word om deel te wees van hierdie, as het ware, hierdie dans van die drie eenheid. Ons word daar ingenooi. David Adams is 'n Britse Anglikaanse priester. Hy skryf in een van sy boeke hierdie baie mooi storie wat my nogal geraak het, van die tyd toe elektrisiteit vir die eerste keer in die Verenigde Koninkryk gekom het. Dit was so in die laat 1800s, vroeë 1900s. Nou ek besef, as ek hierdie storie vertel, met ons elektrisiteitvoorsieningsprobleme is dit bietjie moeilik om onsself hier in te dink. Ek is heeltemal bewus daarvan, maar probeer jouself so vir 'n oomblik hier inwerk. Dis die begin van elektrisiteit. Dit is gratis. Dis volop verniet in Engeland, Verenigde Koninkryk beskikbaar. Veral in die noordelike dele. Blykbaar in daai tyd van die Verenigde Koninkryk was daar baie groot plase gewees. En vir hierdie klomp mense op die plase was elektrisiteit wonderlik geweest. 'n nuwe uitvindsel. Het nie heeltemal geweet wat om daarmee te maak nie. So wat hulle toe doen, hulle kom agter, en veral sê die munisipaliteit van die dag kom agter, joh, dis hierdie geskenk aan almal, maar mense gebruik dit nie regtig nie. Toe besef hulle nie, hulle moet gaan uitvind wat is fout. Hulle kom toe agter en sien daar's spesifiek een tannie op 'n plaas wat sy elektrisiteit verbruik dan so bietjie is. Was nie baie nie. Hulle dink nie, wag, ons moet nou op die gewoontes van die mense probeer navors sodat ons hulle kan help. Gaan na die tannie toe, besoek haar die dag.
En hulle vra vir Tannie, ons sien jy gebruik elektrisiteit. Ja, sê sy, ja, dit is 'n wonderlike ding. Hulle vra vir maar verduidelik bietjie vir ons. Sy sê nee, as dit donker raak in die aand, is fantasties. Ek sit dan al my ligte aan. En dan gaan haal ek my kersse uit en ek kry my vuurhoutjies en ek steek my kersse aan en dan sit ek elektrisiteit af. Dit is wonderlik. Elektrisiteit is wonderlik. Toe ek die storie hoor, het ek nogal gedink, dit kan amper so bietjie van 'n gelykenis wees in ons tyd. Ons leef midde die elektrisiteit van God se teenwoordigheid. Dit is vrylik beskikbaar. Ons het almal toegang daartoe. Ons gebruik dit net so af en toe, as ons dit nodig kry. Skakel ons hom aan, en dan skakel ons hom weer af. Wat is die belofte wat die heel meeste in die Bybel voorkom? Weet julle? Belofte wat die heel meeste in die Bybel voorkom. Ek sal by jou wees. Ek sal by jou wees. Ons het dit gehoor in Johannes 14 ook vanaand. Ons sien dit in die Ou Testament, as God met Israel 'n pad begin stap, dan wil hy hulle help, dan sê hy, ek is teenwoordig by julle, ek is by julle in die tabernakel, ek is by julle in die ark. As julle deur die woestyn gaan, dra die ark met die simbole daar binne-in, sodat julle kan weet, ek is teenwoordig by julle. Ek is by julle in die verbond, ek is by julle in manna en kwartels, as julle in die woestyn is, ek is by julle in 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom. Ou Testament, ek is by julle. En as God kies om mens te word, dan sê hy, ek is Immanuel, God by julle. En as die disippels dink, nou begin hy praat van sy dood, en hy praat van weggaan, dan sê hy, julle moenie bang wees nie. Ek gaan by julle wees, ek gaan in julle wees. Ek en die Vader en die Gees gaan by julle wees. Ek stuur my voorspraak om vir ewig in julle te leef. Johannes 14, die verhaal van die hele Bybel, gaan primêr in die eerste plek oor God se begeerte om by die mens te wees. Het gaan nie oor die mens se begeerte om by God te wees nie. Die verhaal van die Bybel gaan oor God, wat sy diepste begeerte is, om met ons in 'n verhouding te leef. Ek het gisteraand ook verwys na die inhuldiging van die paus, en toe ek nou na die paus se inhuldiging kyk, toe sien ek weer die ongelooflike mooi kunswerk van Michelangelo, wat daar in die Sistynse kapel in Rome is. En terwyl ek dit kyk, onthou ek weer spesifiek hierdie een uitbeelding wat in die dakwerk van die Sistynse kapel is. Ongelooflike mooi kunswerke. En is nou kunswerk van sy tyd, nê? Die opwekking van Adam is waarvoor dit bekend staan. Maar die interessante wat 'n mens hier opval is die uitbeelding van God, wat met sy hand uitstrek. Nou, ek en jy gaan dink, dit is nie die mees aerodinamiese manier van beweeg nie. Maar as jy na die kunswerke van destyds kyk en die beelde wat destyds gebruik word, dan is die engele 'n teken van krag en van spoed, van versnelling, van beweging. En Michelangelo het iets in hierdie kunswerk probeer uitdruk van Adam lyk maar so 'n bietjie ontspanne, hy lyk amper of hy daar op die strand lê. Maar God se uitbeelding is een wat uitstrek na Adam toe, met hierdie engele wat hom in beweging bring. Want wat Michelangelo met die kunswerk wat doen is uitgebeeld, dit was om te iets te wys van God se hart, sy verlange, sy begeerte om by Adam te wees. Vriende, in dit plaas dink ek 'n teologiese tema op die tafel.
wat ek dink ons so 'n bietjie oor vanaand kan dink, en dis die verhouding tussen God se teenwoordigheid en ons menslike ervaring. As 'n Nuwe Testamentiese teoloog N.T. Wright wat baie hieroor skryf, hy skryf 'n eenvoudige boekie, nogal Simply Christian, waarin hy spesifiek bietjie oor die vraag skryf en praat, die verhouding tussen God se teenwoordigheid en menslike ervaring. En dan sê hy daar's drie opsies wat ons het. En ek dink dit verduidelik dit nogal mooi. En wat ons ook al doen, ons kies, ons val altyd iewers binne hierdie opsies. En watter opsie ons ook al kies, het 'n wesenlike invloed op die manier waarop ek en jy elke dag leef. Die eerste opsie wat hy het, ek het hier so baie eenvoudige prentjies, dis nie N.T. Wright se prentjies hier, so moenie dit in die boek soek nie, dis 'n Marie poging om prentjies te hê wat vir my sin maak. Hy sê die eerste opsie wat ons het, is dat ons die hemel en die aarde van mekaar skei. Waar ons God en menslike ervaring uit mekaar uithou. Daar's hierdie gaping tussen ons en God. Dit word, dink ek, deur Betty Midler se liedjie, God is watching us from a distance. So 'n bietjie daai ervaring. Ons ken dit, nee. God is watching us from a distance. 'n bietjie daai gevoel wat 'n mens het. God is wonderlik, maar daar's afstand. God is goed en mooi. Ons moet so 'n bietjie lekker trap hier onder, want iewers moet alles dan nou weer by mekaar kom. So ons verstaan en ons beeld van God is, daar's afstand tussen ons en God. Mense hoor dit dikwels as mense partymal by mense sit te gesels, ek het dit self ook al gevoel en beleef. Mense sê, "Joh, ek bid, maar my gebede slaan teen die dak vas." Ken julle dit? Voel dit soms so? Waar is ons God dan as ons gebede teen die dak vasslaan? Dan moet hy seker iewers aan die dak wees, nee. Prentjies wat ons het van waar God is. En die term wat iets van hierdie denke saamvat, groter teologiese terme, deïsme. So, dis so die een opsie oor dit kan mense 'n klomp goed sê, ons gaan nou nie vanaand so lank daarop stil staan nie. Daar's 'n tweede opsie sê N.T. Wright, hy sê, en dit is die ene waar hemel en aarde presies dieselfde is. Bekend as pantheïsme. Dis waar God is in die boom is in God en alles is sommer net een. Daar's 'n moontlikheid en daar's mense wat so dink oor God en die lewe en menslike ervaring. En dan sê hy daar's 'n derde opsie en dit noem hy die interpenetrasie van hemel en aarde. My beskeie poging met baie foute om iets van te probeer vasvat. Daar waar hemel en aarde op 'n manier in mekaar ingevleg word, van God se teenwoordigheid en menslike ervaring, dit word vir my so 'n bietjie opgesom as Paulus sê, deur God leef ons, beweeg ons en is ons. Hoor julle dit? N.T. Wright sê, God overlaps and interlocks with human experience. God is in een gevleg daarmee. Ek dink die psalmdigter Dawid in Psalm 139, ek dink hy het iets hiervan verstaan. As hy sê, waarheen sal ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sal ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is hy daar, gaan lê ek in die doderyk, is hy ook daar, vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ingeweef in ons menslike ervaring, God se teenwoordigheid. As hy vir die gemeente in Efese sy brief skryf in Efesiërs, dan skryf hy vir hulle en dan sê hy, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Is dit nie mooi nie? Ons kan nie loskom van dit af nie. Ek het gesels die ander dag met iemand wat oor Psalm 23 praat.
En hy vra op 'n stadium vir my, wat is die ervaring van die psalmdigter dat hy God 'n herder noem? Wat is die kern daarvan? Hoekom beleef hy God as 'n herder? Skiem ons Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. En hy gaan so aan en hy sê vir my, en dan kom hy by vers 4. Dan sê psalmdigter, want U is by my. As dit nie was dat die psalmdigter dit beleef het, dat God by hom is nie, het hy nie die ervaring gehad om God 'n herder te noem nie. Dis vanuit daai intieme ervaring van God se teenwoordigheid by hom, dat hy 'n beskrywing kry, dat hy ervaring kan beskryf van sy teenwoordigheid. Dis soos 'n herder. En dan die vraag vanaand so 'n bietjie vir my en vir jou is, hoe ernstig neem ek en jy God se teenwoordigheid op? Die elektrisiteit van sy teenwoordigheid vloei gratis of verniet. Is beskikbaar. Hoe ernstig neem ek en jy dit op? Ek dink ons ontwikkel so maklik, mense praat van 'n split spirituality, 'n split spiritualiteit. Ons voel God is op sekere plek, ek bedoel hy moet dan hier wees. Maar of hy nou môre op die golfbaan gaan wees, is ons nie so seker nie. Hy moet hier wees. Maar of hy vanaand, as ons lekker saam om die braaivleisvuur kuier, of hy daar is, weet ek nou nie heeltemal nie. Hy is op sekere plekke, maar op ander plekke nie. Wanneer ek dink oor goed, is hy daar. As ek teologies kan argumenteer oor God, of as ek sy woord kan lees, is hy daar. Maar as ek belewenisse en ervarings en emosies beleef, hy kan tog nie daar wees nie. Jy hoor hy split. Mense hoor so dikwels musiekbegeleiers wat sê, kom ons beweeg in die Here se teenwoordigheid in. Asof hy nie daar was nie. Mense hoor en sien soms besigheidsmense wat ontsettend baie geld vir die kerk gee, maar maandag as hulle in hulle besighede staan, dan hanteer hulle werknemers onregverdig. Jy hoor hierdie split spiritualiteit. Hier is God, maar hier is hy nie. Hierdie derde opsie van N.T. Wright waaroor ons vanaand na geluister het, help ons om te sien, God is in alles ingevleg in hierdie lewe. Hy's daar. Hy's daar. En dit herinner my aan dieselfde ou Ignatius van Loyola wat hierdie een sinnetjie gehad het waarop hy so baie van sy teologie gebou het. Finding God in all things. Finding God in all things. Die elektrisiteit van sy teenwoordigheid is oral vrylik vir almal beskikbaar. In elke handeling, in elke gebeurtenis. Ons is nooit verwyder van God nie. Ontmoeting is altyd moontlik. God is in alles. Dit beteken nie God is die oorsaak van alles in hierdie wêreld nie. Dis 'n tema op sy eie. Ons gaan ook nie vanaand so intoe kan gaan nie. Beteken nie dat die sleg in die lewe en die aaklige goed in die lewe kom van God af nie. Maar dat God teenwoordig is. Dit kan ons maar weet, vriende. En die uitnodiging vir elkeen van ons is, kom leef saam met my. Kom leef saam met my in hierdie dans van die drie eenheid in hierdie lewe. Die wonderlike is die eerste punt van die aand. God is teenwoordig. Die wonderlike is, God is nie net teenwoordig nie. Soms is ons net teenwoordig. Maar God se teenwoordigheid is iets anders. God se teenwoordigheid sien raak. God se teenwoordigheid is aktief
en handelend, betrokke in hierdie lewe. En daarvan is die Bybel vol getuienisse. Een van die mooiste verhale vir my in die Ou Testament is die verhaal van Hagar. Hagar, die slavin van Abraham en Sara. Hagar word misbruik om vir Abraham en Sara 'n kind te verwek. Dan vlug sy in die woestyn en weg van alles af, van hierdie aaklige ervaring, sy word weggestuur. Gaan na 'n woestyn, plek waar daar teken is van afwesigheid van God, waar daar niks is nie. En dan daar in die woestyn lees ons in Genesis 16 vers 13, Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het aangeroep. En hoor wat sê sy? U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Hier het ek hom gesien in haar nood. En waarskynlik die heel laagste punt waar 'n vrou in kan wees. En sy sê, ek het hom gesien wat my gesien het. Soos Eksodus na toe gaan, dan sien ons die Israeliete het gesig en gekreun onder die werk wat hulle moes gedoen het in Egipte. Hulle gebede het opgegaan, hulle het God om hulp geroep. En dan staan daar, God het hulle gekerm gehoor. Hy het die nood van die Israeliete gesien. En wat doen hy dan? Hy het dit ter harte geneem. Hy sien nie net nie, dit bring God in beweging. Daar's 'n teenwoordigheid wat handelend is, wat aktief raak in sy teenwoordigheid. As ons lees in die Nuwe Testament die opwekking van die weduwee seun by Nain, die seun wat sterf, Lukas 7, en dan staan daar in vers 13, toe die Here haar sien, wat doen hy? Hy sien, dan kry hy haar innig jammer, en hy troos haar, sê vir haar, moenie huil nie. Hy's handelend, hy sien raak, hy kyk deur, tot in haar siel, en dit raak sy siel, en hy reageer daarop. Hoe ernstig neem ek en jy God se handelende, lewende teenwoordigheid op? Verwag ek God nog in die oomblik? Dis miskien die vraag. Ek dink, vriende, die gebedsoefening waarmee ons vanaand begin het, is 'n gebedsoefening wat ons wil help, juis om die lewende teenwoordigheid van God ernstig op te neem. En ons ou kerkvader Ignatius het voorgestel, elke keer as jy stil word by die Here, doen dit. Voor jy bid, voor jy Bybel lees, raak bewus van die teenwoordigheid van God. Kyk na God en laat God toe om na jou te kyk. En dan gaan jy aan met waarmee jy wil. Ek dink as ek vir ou Ignatius vandag kon ontmoet, sou ek vir hom wou vra, dink jy nie, ons moet langer as die Onse Vader dalk by die gebed stil staan nie. Dink jy nie, daar is dalk meer tyd in die dag, waar ons net moet stop, en gaan sit in die vloei, die elektriese vloei van God se teenwoordigheid, na God te kyk en God toe te laat om na ons te kyk nie, want vriende, geen mens wat die lewende God se teenwoordigheid, God in daai oomblik ontmoet, kan dieselfde bly nie. Dit kan mos nie wees nie. As ek na God kyk en God kyk na my, is daar 'n transformerende ontmoeting moontlik, wat my en jou wil verander. Daar lê 'n transformerende krag van God se gees in die oomblik. Daar's 'n ontsettende mooi artikel wat geskryf is deur Rob Marsh, as julle dit wil lees, noem die Willem het een van dit. Looking at God, looking at me. Wat gaan oor hierdie gebed? In die artikel het hy, vertel hy hierdie, hy sê, kinders tot op die ouderdom van so, miskien is die van julle wat ontwikkelingssielkunde en die goed gedoen het skool hou, dan gaan julle weet,
Kinders tot op die ouderdom van so ongeveer 3-4 jaar het nog nie die vermoë ontwikkel om te besef dat as hulle goedjies beleef en goed sien en dat iemand anders wat na dieselfde goed kyk en sien, dit gaan verskillend kan beleef as hulle nie. Nee? Dis hoe klein kindertjies is, so hulle gooi tantrums as ons nie die goed doen soos wat hulle wil hê, want hulle dink hulle voel en ons voel dieselfde oor wat hulle sien en beleef. So ons dit moet dieselfde wees. So eers hier by 3-4 jarige ouderdom ontwikkel kinders die vermoë. So dit word genoem mind blindness. Kinders wat op die spektrum is en wat autisties is, ontwikkel nooit hierdie vermoë ten volle om te besef dat dit wat hulle dink en voel en dit wat iemand anders dink en voel verskil nie. Mind blindness. Dit is hoekom kinders met autisme dikwels baie gefrustreerd raak. Mense nie verstaan. Hoekom reageer jy so? Jy moet mos so reageer. Marsh gebruik hierdie beeld en dan sê hy die meeste van ons mense ly aan geestelike autisme. En dan sê hy ons is almal so bietjie mind blind oor God. Hierdie beeld het my so baie al in my lewe gehelp. Ons dink God sien wat ons sien, weet net wat ons weet en dink ook net soos wat ons dink. Né? Dink bietjie daaroor. As ek bid, dink ek God voel soos ek voel. So ons stop basies om vir hom te vra, Here, hoe voel u hieroor? Hoe dink u hieroor? Hoe laat dit u voel? Ons vind dit baie moeilik om in die oomblik God as die lewende teenwoordige te erken wat in die oomblik dalk anders dink. Dalk ander uitkomste oor voel en goed beleef. So wat ek dink dikwels met ons gebeur, ons gebruik God eintlik maar net as 'n projeksie van ons eie behoeftes en ons eie denke. Die uitnodiging in die gebed is dat ons die teenwoordigheid van God en die intieme leef met die drie-eenheid regtig ernstig moet opneem. God wat in sy wese verhouding is, Vader, Seun en Gees, wil ook so met ons en in ons leef. God wat na ons kyk, homself vir ons kom gee en ons nooi om hom raak te sien in hierdie verhouding. Ons te help om te kyk sodat ons kan kyk hoe hy kyk en te sien wat hy sien, te voel soos wat hy voel. En die vraag is ek oop daarvoor? Is ek oop daarvoor? As Jesus vir sy disippels bid, die bekende gedeelte in Johannes 17, waarvoor bid hy? Hy bid vir sy disippels en vir die eenheid van die kerk eintlik daar. Maar hy bid ook dat ons in hom een sal wees, soos wat die Vader en die Seun en die Gees een is. As ons wil leef vanuit ons diepste identiteit en roeping, as ons die stem van God wil erken en hom wil hoor, dan is die manier hoe dit gevoed word, dat ons gereeld diep bewus word van God se teenwoordigheid. Lewende, aktiewe, handelende teenwoordigheid en oop sal wees om sy hart en sy stem te hoor. Ek dink, vriende, hierdie gebed om te kyk na God en God toe te laat om na my te kyk, help ons om juis hierdie teenwoordigheid, hierdie inwonende teenwoordigheid van God ernstig op te neem. Ek het so 'n week of wat terug, nadat Donald Trump en Cyril Ramaphosa na 'n gesprek was, ek weet nie hoe julle op koerante en sosiale media is nie, maar dit was allemaal, laat maar sê, 'n sirkus om te hoor hoe mense daaroor praat. Ek praat nie van die gesprek wat plaasgevind het nie. Hoe ons daaroor praat.
Jy kan een koerant lees, dan sê hy dit. Kyk jy die ander koerant, dan sê hy dit. Gaan jy op hierdie een se Facebook en op daai een se Instagram. Dit is ongelooflik. En ek het myself vir 'n oomblik gestop en vir myself, ek het ook opinies natuurlik gehad. Ek het nog steeds. Maar iewers het ek gestop en vir myself gesê, hoe het God na daai gesprek gekyk? Hoe het God gedink en hoe het God gevoel? En ek het ontdek dat bloot om vir 'n oomblik by dit te gaan stil staan, goed in my geskuif het. Nie Marie, hoe voel jy oor die gesprek nie? Hoe sou God voel? Wat sou dit aan God doen? En vriende, ek wil julle aanmoedig tot ons nou môre aand mekaar weer sien. Dat jy bietjie in hierdie dag wat vanaand dalk voor jy gaan slaap, dalk môreoggend as jy opstaan iewers deur die dag, gaan word net 'n bietjie stil. Gaan dink oor 'n gesprek tussen jou en iemand. Dalk 'n lekker verhouding, gemaklike verhouding. Of gaan dink dalk oor 'n moeilike verhouding waarbinne jy staan. Gaan vra net vir jouself af. Wie is God in die verhouding? Hoe kyk hy na die verhouding? Hoe laat die verhouding hom voel? En wees oop om iets te beleef wat God dalk vir jou mag wys. Wat doen jy, oom priester, as jy daar onder in die kerk gaan sit vir 'n uur of 2? Nie veel nie. Ek kyk na God. En dan kyk hy na my. En dan kom ek terug. En dan doen ek my werk. Kom ons word weer saam stil. God is hier teenwoordig. Wat van God raak jy in hierdie oomblik veral van bewus? Dalk sy liefde, dalk sy vergifnis, dalk is daar 'n woord of 'n prentjie of 'n gedagte wat net na jou toe kom. Ontvang dit net vir so 'n oomblik. En as God dan na jou kyk, wat is as ware die uitdrukking in sy oë? En sit vir 'n oomblik net in die vloei van sy teenwoordigheid. En sien vanaand hoe God ook na ons as 'n gemeente kyk. Wat mag dalk God se hart wees vir ons? Sy emosies en sy drome. En ja, dit is moeilik om verby mense eie persepsies en jou eie projeksies van wat jy dink te kom. Maar mag ons die stilte vertrou en God in dit, om soos wat ons in hierdie gebed ingaan, daagliks, ons verras te word, wanneer ons opstaan en ontdek die prentjie, die ervaring, die woorde, die gedagtes, het my kom verras. Here, dankie vir ons saamwees vanaand. Dankie dat
U ons U kinders noem, U geliefde kinders, oor wie U opgewonde is, oor wie U jubel en juig, oor wie U stil tevrede is, oor wie U droom. Dankie dat U ons innooi in die intimiteit van U verhouding as Vader, Seun en Gees. Dat U ons elkeen innooi om daarin te kom en U hart te hoor van liefde. En dat U ons ontvang nes ons is met al ons gebrokenheid, al ons tekortkominge. En dat U ons uitnooi en sê, kom hoor hoe klop my ritme en kom dans saam met my in hierdie lewe. Amen. Vriende, in môre aand dink ons spesifiek na oor hoe die Gees ons laat dans op God se ritme deur die gebruik van die Bybel, God se woord vir elkeen van ons. Ontvang vanaand die seën van die Here en gaan leef in sy teenwoordigheid. Die Here is voor jou om vir jou die pad te wys. Hy's langs jou om saam met jou te stap. Hy's agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Hy's onder jou om jou te dra as jy wil val. Hy's rondom jou om jou te beskerm en hy's bokant jou om jou te seën. Hy woon in jou om jou te lei deur sy Gees, om jou te herinner aan die boodskap van sy woord en jou oë te open vir hom elke dag in jou lewe. Die drie enige God is by ons elkeen, van nou af tot in ewigheid. Amen.